In 2017 het ons 'n 4 kg blok. Ons het 'n ruwe oppervlak, met ander woorde wrywingskrag gaan 'n rol speel. Daar is 'n 6 kg blok. Daar's 'n wrywinglose katrol en beide die blokke begin in rus. Die werkenergiestelling word weer eens gevra en ons kry ons formule op die formuleblad. In woorde skryf ons dan dat die netto arbeid op 'n voorwerp verrig is gelyk aan die verandering in die kinetiese energie van die voorwerp. Nou word daar gevra om 'n benoemde vrye kragte diagram te teken. Ek het 'n vrye liggaam diagram geteken. Jy het gravitasiekrag afwaarts, jy het jou spanningskrag opwaarts, maar omdat die 6 kg blok 1,6 meter na onder beweeg, weet ons die gravitasiekrag is groter as die spanning en gevolglik beweeg die 10 kg blok van links na regs. Volgende bereken ons die arbeid wat deur die gravitasiekrag op die 6 kg blok verrig word. So ons weet dit is die gravitasiekrag maal met die vertikale verplasing maal met die kos van theta. Die gravitasiekrag is die massa maal met gravitasieversnelling maal met delta Y maal met die kos van 0 grade, want gravitasie is afwaarts en die 6 kg blok beweeg ook afwaarts. Die massa is 6 kg, gravitasieversnelling is 9,8, beweeg 'n vertikale verplasing van 1,6 meter en die kos van 0 grade is 1. So, die arbeid wat deur gravitasiekrag verrig word is 94,08 joule. Nou moet ons weer energiebeginsels toepas om die spoed van die 6 kg blok te bereken. Die blok beweeg afwaarts. So as die 6 kg blok afwaarts beweeg, 1,6 meter, dan gaan die 4 kg blok na regs ook 1,6 meter beweeg. Ons netto arbeid bestaan normaalweg uit 4 komponente. Daar is die arbeid as gevolg van 'n toegepaste krag, daar is die arbeid as gevolg van wrywing, daar's die arbeid as gevolg van gravitasiekrag en daar's die arbeid as gevolg van 'n normaalkrag. Nou in ons geval weet ons daar is geen toegepaste krag nie en die normaalkrag gaan ook 0 wees. So, die netto arbeid sal slegs 2 komponente in ag neem, die arbeid as gevolg van wrywingskrag plus die arbeid as gevolg van gravitasiekrag. So, vir wrywing, ons het 'n wrywingskoëffisiënt van 0,4. So ons gaan sê daardie krag is dan mu k maal met die normaalkrag. Dit is ons krag dan, ons wrywingskrag, maal met delta x, wat die horisontale verplasing is, maal met die kos van theta. En dan gaan ons die arbeid as gevolg van gravitasiekrag bloot bytel en ons het dit reeds bereken as 94,08. So, die kinetiese wrywingskoëffisiënt is 0,4. Die normaalkrag is gelyk aan die massa maal met gravitasie, is 'n 4 kg blok. Gravitasieversnelling is 9,8 maal met ons verplasing horisontaal is 1,6 meter wat dieselfde is as die vertikale verplasing maal met die kos van 180 grade. Onthou dit gaan in die teenoorgestelde rigting wees as die bewegingsrigting van die blok. En hierby tel ons 94,08. En dit gee vir ons 68,0
992 joule. En nou gaan ons afsluit met die arbeidenergiestelling, want ons netto arbeid, wat ons reeds bereken het, is die verandering in kinetiese energie. Maar nou belangrik, dit beteken, dit is die verandering in kinetiese energie van die 4 kg blok plus die verandering in kinetiese energie van die 6 kg blok. So weer net, het ons reeds bereken, is 68,992 en dit gaan nou gelyk wees aan die helfte van die massa van die 4 kg blok maal met die eindspoed van die 4 kg blok gekwadreer minus die aanvanklike spoed gekwadreer plus halfte die massa van die 6 kg blok eindspoed gekwadreer minus aanvangspoed gekwadreer. So as ons dit invervang, dan is dit 'n half maal met 4 kg maal met die eindspoed gekwadreer, want dit was in rus, so VI kwadraat is 0, plus die helfte van 6 maal met ook die eindspoed gekwadreer. En dan kry jy dat jou eindspoed is 3,71 meter per sekonde. So die 6 kg blok val na onder teen 3,71 meter per sekonde en die 4 kg blok beweeg van links na regs teen 3,71 meter per sekonde.